Petrus, baie dankie vir jou hier wees vanoggend. Baie dankie dat ons saam met mekaar kan kerk hou. Vir my groot voorreg om vir jou God se woord te bring. En ek hoop dis wat gebeur as ons vanoggend saam is, dat jy werklik God se stem sal hoor vir jou lewe. Kom ons begin vanoggend se erediens en ons begin dit met die 358. Ek sê nou vir die kerkraad daar agter. Mense kan nie glo ons sing Kersliedjies nie. Die jaar is verby en ons begin voorberei vir die adventtyd en wat 'n voorreg is dit ook om by God te kom vrede kry in hierdie tyd. Sing saam met my die 358, dan groet ek jou met God se seën en dan sing ons nog 2 liedere wat ook Kersliedere is tot eer van God. Kom na my toe, elkeen van julle wat moeg is en oorlaai is, want ek wil vir julle rus gee, sê die Here ons God. Geliefde, hoor saam met my as God jou groet, as hy sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees, jou en my trooster. Amen. Free.
So ek wil vanoggend se prediking begin deur saam met jou te bid. Jy kan sommer net so bly sit en dan gaan ons saam tot God bid. Kom ons bid saam. Here ons God, vanoggend dan roep U ons op en sê dat as ons moeg is en as ons oorlaai is, dat ons na U toe kan kom en dat ons by U kan vrede kry. Paulus skryf in Filippense dat daardie 'n vrede is wat die wêreld nie verstaan nie. Dit 'n vrede is wat vreemd is vir mense in hierdie wêreld. Dis 'n vrede wat verstand te bowe gaan. Dat is iets wat ons in ons harte voel, iets waarvan ons oortuig is omdat U ons God is, maar iets wat ons nie kan begryp nie. U nooi elkeen van ons uit om daardie vrede in hierdie adventtyd te vat. U ken ons lewens, Here. Ons is so besig. En saam met die besig is daar 'n klomp ander dinge wat ons eintlik dink vir ons kan en moet vrede bring. Gee vir ons die voorreg om vanoggend die stem te hoor en dat ons kan hoor net by U, net aan U voete, net waar U alles is, daar is daar vrede. Daar is daar 'n vrede wat sê, al weet ons nie, al kan ons nie verklaar of begryp nie, U weet, en U is God. Seën nou ons saam wees, seën elkeen van ons wat hier is en wat hier luister, met oomblikke van rus in ons harte, sodat ons werklik die stem kan hoor in hierdie oggend. Ons bid hierdie nie omdat ons iets daarvan verdien, maar net omdat U ons God is en omdat U vir ons vrede gee. In Jesus se naam dat ons dit. Amen. Geliefde, ek lees vanoggend vir jou die gedeelte wat ek nou al 2 of 3 keer herhaal het in my seënbede groet en ook in my gebed vanoggend. Daardie woorde van Jesus waar hy sê, kom na my toe, almal van julle wat moeg is en oorlaai is, want ek wil vir julle rus gee. Ek lees vir jou dan Matteus 11 vers 25 tot 30. Daardie tyd het Jesus gesê, ek prys U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit U genadige bedoeling. My Vader het alles aan my toevertrou. En niemand ken die Seun nie behalwe die Vader en ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun. En elkeen aan wie die Seun hom wil bekend maak. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Jy moet saam met my mooi kyk na die eerste versie. Dan sê Jesus vir sy Vader, dankie dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Eintlik sê hy, dankie dat 'n mens nie hierdie vrede wat God gee kan uitwerk nie. Dankie dat 'n mens dit nie kan begryp nie. Hy sê, dankie dat ons nie eers kan probeer om te begin verstaan hoe God se vrede lyk nie. En dan ons teksvers van vanoggend, die uitnodiging vir my en jou se hart, geliefdes, ons harte wat daar buite leef. Kom na my toe, almal van julle wat uitgeput en oorlaai is, want ek wil vir julle rus gee. Mag jy vanoggend saam met my hier hoor, en as jy vanoggend hier hoor,
mag God vir jou die vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. Hierdie vers is 'n vers oor rus. Hierdie is 'n versie wat vir baie van ons wat gelowiges is, baie kosbaar is, want ek dink as ek veralgemeen is dit goed vanoggend. Ek dink dit is iets wat ons met ons lewens soek. Ons smag met ons lewens na rus en vrede. Jesus praat hier oor dinge wat ons baie in ons lewens voel. Hy weet hoe dit is om hard te werk en moeg te wees. Hy weet hoe dit is om vorentoe te kyk in die lewe en dalk nie 'n uitkoms te sien nie en dalk te wonder wat gaan met hom en met ons gebeur en uitgeput te wees daaroor. Hy weet wat dit beteken om oorlaai te wees. En dan daardie uitnodiging van rus. Dan daardie uitnodiging van God na my en jou se harte en na my en jou se lewens. En hierdie uitnodiging sê, kom vanoggend, geliefde. Bring jou lewe na my toe. Kom sit hier aan my voete en kom ervaar my teenwoordigheid in jou lewe. Veral in hierdie Kerstyd. God stuur sy seun Jesus Christus na die aarde toe. En hy sê, ek doen dit, want ek wil vir julle vrede gee. Nou vanoggend sit ons met harte wat vrede soek. Vanoggend sit ons met lewens wat oorlaai en gejaag is. Vanoggend hoor ons hier die woorde, maar vir elkeen van ons, en dit is ook hoe God met sy gees in ons werk, vir elkeen van ons beteken dit vanoggend iets anders. Iets anders waarvoor ons rus soek. Miskien hier aan die einde van die jaar, dink ons aan liggaamlike rus. Ja, ons lywe is moeg. Ons het hard gewerk. Het ons deel gedoen. Ons het ons liggame en alles waarmee God ons seën, ons kragte en ons energie, het ons gebruik en ons het voluit geleef in hierdie jaar. Jesus ken dit. Jesus het hard gewerk en min geslaap. Hy ken dit om moeg te wees op 'n stadium daar in Johannes 4 vers 6, sê hy vir sy disippels, hy sê, ek is uitgeput. Ek wil net vir 'n oomblik alleen wees en na 'n plek toe gaan, bo op die berg en ek wil net daar gaan sit, dat ek kan rus. Sy lyf was moeg van wees. Ek wou net 'n klein bietjie rus. As ons praat van hierdie rus en vrede, dan wonder party mense oor ewige rus. Ja, dis 'n rus wat ons wil hê in ons harte, dat ons kan weet dat die hemel en die ewigheid 'n regte belofte is. Dis 'n rus wat ons wil hê om te hoor dat wanneer ek en jy klaar hier gevoel en bekommerd was en besig was en klaar hier uitgeput was, om die teks se woorde te gebruik, dat ons op 'n punt by ons lewe gaan kom waar hierdie herder ons gaan lei, waar hy ons deur die dal van doodskade weer gaan lei en ons gaan uitkom by waters waar daar vrede is. Ja, waar hy ons gaan dra, waar ons op ons name geken word en waar ons eregaste gaan wees in God se teenwoordigheid. Ja, rus wat sê, al is ek nou hoe moeg, al is ek nou hoe oorlaai, al is ek nou hoe bekommerd in my lewe, daar is 'n goddelike belofte van ewige rus. Partykeer
van ons in hierdie rus vir ons gemoed hoor. Ons wil gemoedsrus hê. Ons wil hê dat as ons daar buite in ons gewone lewens gaan leef, dat ons daar ook kan sien en kan hoor dat God daar is. Daar ook kan sien en kan beleef dat God altyd vir ons sorg en dat ons nie so bekommerd hoef te wees oor dinge nie. Ja, ons wil graag hê en sien dat God sy beloftes vir ons nakom. Elkeen van ons het sulke dinge. Elkeen van ons het sulke dinge in ons lewens wat ons vrede vat. Miskien is dit jou werk. Miskien is dit verhoudings. Miskien is dit 'n klomp dinge wat in jou hart ronddraai wat niemand eers van weet nie. Miskien weet jy nie meer. Miskien is jy net moedeloos. Mens wees maak moeg. Al drie hierdie bogenoemde voorbeelde wat ek vir jou genoem het, kan ons seker in hierdie konteks van rus inlees vanoggend. Liggaamlike rus, ewige rus en gemoedsrus. Maar ek dink daar is nog iets wat Jesus bedoel. Wanneer die Fariseërs mense leer, dan leer hulle mense dat ek en jy self moet doen om te verdien. Hulle leer eintlik mense as ons oor rus en vrede praat, dat daar 'n klomp dinge in die lewe is wat ons moet doen voordat ons kan sê ons het rus. Jy weet hoe hulle gewerk het. Hulle werk eintlik met genade en met toegang tot die hemel amper op 'n meriete stelsel. Hoe beter jy in jou lewe doen, hoe meer jy in jou lewe goed doen, hoe groter is jou kans en hoe meer positief is jou kans om God se seëninge en sy gawes in jou lewe te ervaar. Ja, hulle sê die lewe is eintlik maar soos 'n rugsak wat ons pak. En daai eendag wat ek daar by God kom, gaan daar die rugsak oopgemaak word en dan gaan God moet kyk hoeveel goeie goed het ek daarin gepak en hoeveel slegte goed en dit sê hulle gaan bepaal of ek gaan hemel toe gaan of nie. Ek hoop jy hoor. Hulle sê eintlik ek en jy kan iets aan ons rus doen. Hulle sê eintlik ek en jy kan in die lewe iets aan ons vrede doen. Hulle sê eintlik vrede is iets wat ek en jy vir onsself kan maak. Ek dink ons probeer baie keer. Ons probeer baie keer goed in ons lewe doen en as ons dit klaar gedoen het, dan sê ons vir onsself, nou kan ek vrede hê. Nou kan ek rus hê. Jesus leer anders. Hy leer sy disippels en sy skare anders. En hy wil my en jou vanoggend anders leer. Matteus 23 vers 4 vra Jesus vir sy disippels. Hy sê, hoekom is dit so dat julle sulke swaar en ondraaglike laste op julle self lê? Wat vra hy? Hoekom is dit so dat julle sulke swaar en ondraaglike laste op julle self lê? Vanoggend vra Jesus, hoekom is dit so dat julle julleself so oorlaai? Hoekom is dit so dat julle in hierdie wêreld net gaan laai en laai en laai en laai totdat julle nie meer kan? Hoekom is dit so dat julle eintlik toelaat dat daar iets is wat julle vrede kan vat?
Want sê Jesus vir hierdie groep wat rondom hom sit, as julle my vrede reg hoor, is daar niks en niemand in hierdie hele wêreld wat jou vrede kan vat nie. Niks. En dan wil ek dit vanoggend vir jou vra. Wat maak dat jy nie kan rus nie? Wat maak dat jy so laai en dat jy nie meer kan droom nie? Wat maak vanoggend dat jy amper dink ek en jy kan iets van hierdie vrede en iets van hierdie rus vir onsself laat gebeur? Kom na my toe, sê die Here. Onthou, Jesus praat nie met mense wat anderster gelyk het of sy lewe anderster was. Dalk was 'n leefwêreld of 'n konteks anders, maar hulle harte, kan ek jou beloof, het presies dieselfde as my en jou gevoel oor die lewe. Ja, dit was te veel en uitgeput en moeg. En dan sê Jesus vir hulle, hou op om self vrede te kan kry. Hou op om self vrede te soek. Hou op om te dink dat daar dinge is wat moet gebeur en wat jy kan doen en wat jy kan kry en dat jy dan op 'n punt kan kom om te kan sê dat jy rus en vrede het. Sal nooit kan. Want sy vrede is nie in jouself nie. Vrede lê nie in besig wees nie. Vrede van God lê nie in bereik nie. Vrede van God lê nie in oorlaai nie. Vrede van God lê net by God. God stuur sy seun. Johannes sê, ek het elkeen van julle so lief gehad, dat ek my seun nie gespaar het nie, maar dat ek hom na hierdie wêreld toe gestuur het, sodat julle vermoed kan vrede hê. Sodat julle kan weet, dis God wat vrede gee. Kersfees sê, die prys is betaal. Kersfees sê, dit het klaar gebeur. Kersfees sê, daardie rugsak van die Fariseërs is leeg. Kersfees sê, jy en ek het vrede. Kersfees sê, is vry, geliefde. Miskien vra dit net van my en van jou vanoggend om weer ons oë oop te maak. Miskien vra dit net van my en van jou vanoggend weer om dalk weer te dink wat vrede is. Wat is rus en vrede wat alle verstand te boven gaan? Wat beteken dit vanoggend vir jou? As jy vanoggend met jou hele lewe in die teenwoordigheid van God gaan, en jy vra vanoggend vir God, ek soek rus en ek soek vrede, wat vra jy, geliefde? Vra jy 'n klomp goed wat jy dink jy self moet doen? Vra jy 'n klomp planne wat moet uitwerk, of 'n klomp dinge wat jy uitgewerk het wat moet gebeur? Dit kan nie. Dit gaan jou nooit vrede gee nie. Want vrede van God kom nie uit onsself uit nie. Vrede van God is nie iets wat ons kan maak of kan maak en kan doen. Vrede van God is iets wat ek en jy klaar het. Dis 'n manier van kyk.
Dis 'n manier van leef. Dis 'n manier van wees met dit wat ek en jy weet. Begeer jy vanoggend rus? Begeer jy vanoggend met jou lewe God se vrede? Verseker, elkeen van ons doen. Wat ek en jy vandag moet doen, is om dit te vat. Wat ek en jy vandag moet doen, is om daardie oorgee te doen. Daardie rus van moeg. Daardie rus van die lewe. Daardie rus van elke probleem wat soos 'n reus voor jou staan. Kom ons hoor God se belofte. Daar is vrede. Daar is rus. Dit is my gebed vir jou vanoggend. Dat ek en jy vanoggend die krag sal kry om hierdie belofte van God te vat. Met ons eie lewens, en ons ander se lewens net uit. Al daardie goed wat my rus vat. Al daardie goed wat my vrede vat. Kom na my toe. Bring dit na my toe, sê God. Elkeen van julle wat moeg is en oorlaai is. Want ek sal vir jou rus gee. Mag jy God se rus, God se vrede wat alle verstand te boven gaan, vandag in jou lewe voel. Amen. Kom met ons saam. Here ons God, as U ons vanoggend hier wegstuur, dan ken U ons lewens. U ken daardie dinge wat ons vrede vat. Ken daardie dinge wat ons net laai, sonder om eers te volle. Maak ons oë vanoggend weer oop, Here. Net vir hierdie belofte wat sê, daar is rus, daar is vrede, en daar is niks wat ons kan doen om dit te verdien nie, behalwe net om dit as gawe en geskenk uit U hand te vat. Gee ons vrede, Here, dat ons hierdie Kersfees met harte vol rus kan voel. Nie omdat ons kan nie, maar omdat U in ons en deur ons sal. Dankie vir 'n week wat voor ons lê. Gee vir ons die voorreg om dit voluit te gaan doen. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Hierdie is seker 'n lied wat as jy die eerste keer Kersliedjies kies, dan kies ons dit, want dit is baie kosbaar en spesiaal. Sing saam met my die 348, Stille Nag. Daarna gaan ek jou met God se seën groet, en dan sluit ons net vanoggend se saam wees met die Amen gebed af. Sing dit saam.
seën, geliefdes. Die Here ons God sal elkeen van julle seën, en die Here ons God sal elkeen van julle beskerm. Die Here ons God sal tot elkeen van julle se redding verskyn, en die Here ons God sal elkeen van julle genadig wees. Die Here ons God sal elkeen van julle se gebede hoor, en die Here ons God sal vir elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af, my geliefdes, tot in alle ewigheid. Amen.